Carina Zeli van Stilbaai het gedurende die inperking saam met vriende begin voelskos gee. Wat 'n wonderlike tydverdryf om die natuur na jou toe te bring. Evenwel, hulle het meelwurms gevoer en kaas, maar het opgemerk dat voor elke voersessie van hierdie voëls, vir alle laksman in 'n suidelike waterviskaal, 'n balletjie uitspoeg, byna soos 'n uil 'n kluit uitspoeg. Ek het stellige vermoede dat hulle insekte gevreet het met harde karapakse, met monddele en vlerkdele, wat hulle eenvoudig dan nie kan verteer nie en uitspoeg om beter te kan eet, my kind. Baie oulik, Carina. Uit Henties Baai stuur Hannelie Martens hierdie verstommende video van 'n jong rob, lyk dit my, wat besig is om 'n redelike groot haai uit te sleep. Ek wil my verbeel dat robbe hoofsaaklik pelagiese vis eet, maar ons weet ook dat die voorrade aan die Weskus en veral in Namibië baie sterk onder druk is. En dit verbaas my allermins. Robbe eet natuurlik ook seekatte, maar om so groot haai aan te pak is iets totaal nuut vir my. Baie interessant. Herman Kloete uit Palaborwa, baie dankie vir boeiende video. Ek verbeel my hierdie met 'n flapnek verkleurmannetjie wees. As jy kyk net agter die kop is daar gewoonlik 'n los stukkie vel. Nou, bitter min mense sien verkleurmannetjies wat eiers lê. Dis 'n langdurige proses. Ek het dit eenmal in Madagaskar gesien, want daai klein voetjie, dis eintlik 'n grypvoetjie met nou 'n gat maak. Die eiers moet daar ingelê word en dit moet toegekrap word. Baie dankie vir iets wat ons nie aldag sien nie. Stefan Forsman stuur vir ons hier uit die Weskus 'n interessante video van 'n sweterjoel klein rooi insekte wat uitbroei. Nou, ek dink hy het ook so geskryf, dis 'n cottonsteiner, en mag die Woordeboek van die Afrikaanse taal my vergewe dat ek nie 'n gepaste Afrikaanse naam het nie. Wat wel interessant is dat alle diere het 'n keuse. Jy maak een kleintjie groot soos 'n blou walvis, of as jy een van die cottonsteiners is, dan lê jy 5000 eiers en wag dat een moet uitbroei. Laasgenoemde is 'n perfekte voorbeeld hiervan. Baie dankie. Wynand Smol, jy in jou jakkalstorie? Nou ja, ons weet honde eet druiwe, honde eet resyntjies, katte lek tomatiesous. Dit verbaas my allermins dat hierdie jakkals bessies eet, want hulle is eintlik omnivore. Boonbehalwe die feit dat hulle voeding daaruit kry, is die jakkals ook nou 'n vektor om hierdie plant te verplaas. In die mis gaan daar in 'n verrykte omgewing 'n nuwe bessiebos opkom. Baie dankie.